welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Jaco. Daar was 'n stadium in Jaco se lewe wat hy gedink het, daar bestaan nie so iets soos 'n God nie. Totdat die Here aan hom verskyn het in die hospitaal, toe besef hy, daar is 'n lewendige God. Ek wil graag vir julle lees in Psalm 49 vers 15 in die ESV, wat so van toepassing op sy lewe is, toe hy uitgeroep het na die Here toe. En dit sê daar, but God, I love it, but God, will ransom my soul from the power of Sheol, for he will receive me. Jaco, baie welkom. Baie dankie. Kom vertel my eers net vir die kykers, jy het op 'n stadium van in jou kinderjare nie, meer in jou volwasse jare was jy vasgevang in dwelms. En dit is op 'n stadium wat jy gedink het, jy glo nie in die Here nie, maar jy het baie mense seer gemaak, jy het baie mense benadeel deur dit wat jy gedoen het. Baie mense het seer gekry. Vertel vir ons, hoe het jy op daai punt gekom dat jy dwelms begin gebruik het in jou jong jare? So, dit het maar begin met die rokery, die drinkery, toe ek op 13 ouderdom begin het met dit, toe ons oorspronklik toe vertrek Pretoria toe. Van daar toe ek in 'n erger raak, dag gaan geraak. By van 18 begin dwelms raak, verkeerde vriend gehad, en toe begin die verkeerde vriende erger raak, en die dwelms het aangehou. En daai tydperk, 'n paar jaar later is my oupa oorlede, wie ek ook nie meer kon regtig verby sien nie. Ek was die dag later oorlede sien. En met die raak het net erger. Tot met die ouderdom van omtrent so 28, en dit was omtrent 10 jaar strek wat dit gebeur het. Maar in daai 10 jaar was ek 3 keer in 'n rehab gewees, waarvan ek 2 keer al was vir depressie en angs en die dwelms, en 1 keer was ek ingeboek net vir dwelms, waar ek myself uitgeteken en toe weer teruggeval het in dwelms. Maar in daai proses het ek so baie mense seer gemaak, veral familie. Nie vriende nie, meer familie, soos my ouers, my broer, close familie. Soos my pa het glad nie eens gedink ek doen dit nie. Tot hy die dag reg vind toe ek in die hospitaal lê met 'n niersenoperasie toevallig. Op sy verjaarsdag reg vind het hom baie gebreek, maar ek het op punt besef dat dit gaan nie meer vir my werk nie. En met die het ek elektriese aanval gekry na die hele proses, na 2019 en nou 2022, toe kry ek 'n elektriese aanval in die oggend in die badkamer. Dit was 'n Vrydagoggend gewees, en ek het geval in die shower se grond, toe ek wakker geword, my ma het my kamer toe gevat, ek het al epilepsie vir hoeveel jare, en met die, toe ek nie werk toe gaan nie. Die Saterdag toe werk toe, Sondag by die huis gewees, dus ek by my ma alles rustig saam met my seentjie en saam met my sussie. Ons is ingestap by die Pick n Pay, en in daai tydperk, toe voel ek vir my ma, ek kan nie verder loop. Ek's naar, dit is duiselig, ek voel die mekaar, en ek weet nie aangaan nie. Toe vat sy my dadelik kar toe, jaag my Jim Marie toe, na sy my sussie aflaai by die huis, breinscan gedoen, en toe tel hulle op my luister, my skedel aan die regterkant is gekraak, en 'n gedeelte is verbrokkel, en ek het bloeding op die brein. Het jy geval dat jy hierdie skade op jou skedel gehad het? Yes, ja, so ek het geval met elektriese aanval. Vorige keer het ek al baie keer geval, maar dat nooit iets gebeur nie. Sure. En met die toe die ding doen, toe vra die dokter nogal die neurosurgeon vir die dokter wat die scan gedoen, vir so, is the patient actually responding or walking? Toe sê sy reg van, he's actually now sitting up straight talking to his mom. He walked in here, he's talking, he's fine, he's observating everything. Met dit jaag hulle my met 'n service ambulance Montana hospitaal toe, en sy moet gaan vir 'n operasie. En dis toe waar die hele ding nou uitmekaar het, hoe kan ek sê, uitval, alles kom nou so half in plek. Ek moes die maandag ingaan vir die operasie. Die middag moes ek ingaan. Toe daar iemand na my toe kom en my vra, so meneer, kan hulle eers die dame instoot, want sy moet ingaan met aarde, of sy gaan het maak, of die kind, of nie een van die twee nie, of albei. Dit het nooit gebeur nie. Maar ek het dit gesien, en mense sê my nou nog steeds al is iemand dag wees nie. Ek sien aand in, ek was so 10 ure in theater, waar net 6 ure moet wees. Ek is uit theater uit, in die ICU gesit, en in die tyd wat ek al was, die eerste paar ure, toe sien ek iets, want het is by my. Ja. Maar dit is niemand wat ek ken nie. En met die hele punt, ding is, toe sê ek, vir Ursula nogal, my verloofde na die tyd, toe sê ek vir hulle, maar dis wat ek moet meer gehad het. Want hy het my uit my eie liggaam gehaal, ek het gestaan en kyk my eie liggaam. Wat hy het vir my gesê, hoor jy, so ek is nie klaar met jou nie. Sure. Jy gaan terugkom, jy gaan weer terug doen. En dit was 'n mirakel, want 4 dae later toe ek by die hospitaal het. Wow. En ons hulle my langer gehou het. En ek het nou tot nou toe nog nie enige, hoe kan ek sê, nagevolge vir die operasie nie. Maar daar was die eerste ontmoeting wat hy my geroep het, en ek het nie geluister nie. Sê gou vir my, toe jy die eerste keer nou hom ontmoet, dit was toe nou rarig waar jy besef het, maar jy het eers nie eens geweet wie dit is nie. Ja. En hoe het jou lewe daar verander? Want daar het al klaar al begin 'n gewete kom van, okay, iets het gebeur, waar jy eers nie geglo het daar is 'n God nie. Yes. En nou ontmoet jy die lewende God in jou
terwyl jy daar in die hospitaal is, in hierdie operasie, op hierdie operasiebed, en hy verskyn aan jou, hoe dit jou laat voel as mens? Ek het geskrik. Ek het geskrik. Dit was 'n groot ding wat gebeur het in my lewe. Want ek het nooit daai ontmoeting gehad in my lewe nie. Want omdat ek weet dwelms was, het ek glad niks gehoor oor. Ek het daai wanneer jy dwelms, wat ek die geen gevoel van ek soos iemand nie. Iemand kan voor jou doodval en jy sal niks voel nie. En dit weet ek uit my eie oogsig uit en wat ek gevoel het. Maar daai ontmoeting in my lewe verander. En ek het tussenin weer het ek maar weer begin drink en ek het gerook en goeters, maar niks ernstig sleg goed nie, maar nog steeds die drink het ek geraak. Maar in daai tyd nadat ek uit is, dus ek 7 weke by die huis gewees en terug werk toe. En in daai tyd toe nadat 'n vrou my en sê vir ek moet 'n boek skryf oor my lewe. Maar okay, dit het ek nog nie begin nie, want ek is bietjie skrik aan wat ek moet doen. En soos het gebeur het, is vir my roep toe tog myself maar oor so wow. Iets is hier aan die gang. En ek het toe nie as 'n roeping geluister nie, want ek het ooit net ten volle vorentoe gegaan nie. En ja, 2 maande daarna toe gebeur weer 'n groot ding. Ja, en dit is toe nou waar jy besef het, die Here is nie klaar met jou nie, en dis 'n wonderwerk, want jy het geweet, jy moes dit eintlik nie gemaak het nie. Vertel vir ons, daai wonderwerk wat jy besef het, dit is waar jy totaal en al die omkeer in jou lewe gehad het. So 2 maande na die breinoperasie, toe het ons 'n Vrydag aand gaan kuier met my boetie op 'n plot. Dis op die Kameelfontein pad uit, daar net die pad net daai Molotpad. Ons het Vrydag aand daar lekker rustig kuier, Saterdag op wakker geword, ek moes werk toe ry. Ek het toe nog in De Glen gewerk. Soos omtrent 100 km werk gewees. Ek het so om by dan 5:15 die oggend. Toe klim ek van die grondpad af op die teerpad. Nog 'n ekkersport gery. Dood rustig alles. Eers uit nog die vroeë oggend gesê asseblief, my man bly net dat ek hier nog in die bed. Ek kan sien vir die lekker nie. Check van ek moet by die werk maar gaan laat wees. Ek moes oor geluister het baie oomblik maak het nie. En die kar klim van die grondpad af op die teerpad. En ek dink is 'n kwessie van 5 kilos gewees. Sure. So die laaste wat ek onthou was, ek was van die grondpad op die teerpad geklim. Dis al wat ek kon onthou. Ek weer wakker word toe lê ek in die hospitaal. Ek het letterlik seker 70-80 km gery en toe kry ek die sand afgestiepel. En met dit toe slaat my voet vas op die petrol en ek is 120 in 'n boom in. Op 'n kopbotsing met 'n boom. Kar het nie brand geslaan. Daar het 'n dametjie uitgehardloop gekom, want sy het die slag gehoor en toe hoor sy agter, toe kom sy agter hom, was in 2 karre, nie net 1 kar. En sy het aangekom en G4S se mense het langs die ongeluk bygery en hulle het toe try die deur oopbreek en hy deur agter oopgebreek. Maar hulle het die voet het hulle oopgesluit gekry, maar hulle kon nie die deur oopmaak nie, hulle kon nie oopkry nie. Toe die dametjie hand gevat en het hom getrek, maak die deur oop. En sy het nooit my vertel, toe ek in die hospitaal het is en alles, maar die kar was nie brand gewees tot by my bene. Dit was tot by die stiel gewees. So op daai oomblik het die vlamme glad nie my geraak nie. En dis wat ek weer besef het ook maar daar is 'n lewende God, want ek moes eintlik weer gebrand in die kar. En die vrou het my gesê, eerste ding sê sy het ek my kop vasgehou, want omleer die 2 maande voor het my breinoperasie gehad. Ek het uitgeklim met die kar uit, 3 gegee toevallig aan mekaar. Sure. Soos in letterlik nie 'n minuut daarna het die kar in vlamme, was niks in die kar gewees nie. Maar dis waar ek weer besef het, so daar is 'n lewende God, want hy het my weer gespaar, hy het my nodig vir iets anders. Ja. En in daai tyd toe sê ek vir Ursula nog baie so, nadat sy val ek weet wat my dinge wat ek moet. Ek sê daar's my gewys, dit wat ek beleef het, moet vir ander mense gewys word. Maar nie op een plek nie, in die tronke. Nie dat ek erop toe moet gaan nie, maar Nee. Maar jy was ook al in die tronk gewees, want jy weet, jy verstaan daai mense, jy weet waartoe hulle gaan, jy verstaan hoekom hulle daar is. Ek was 3 keer daar gewees. Ja. 2 keer vir dronkbestuur en 1 keer vir besit van dwelms. Waarvan ek nie vir een van hulle omgeklaas wat ek skuldig bevind is nie. Wat die saak uitgegooi was die hele tyd. Sure. Maar met alles wat gebeur het in my lewe, het op 'n punt gekom dat ek besluit dis nou verby, dis nou klaar. Ek het in 2022 terug tot bekering gekom. Ek was 2022 tot bekering gekom, gedoop en 2023 hele lewe reg gekry. Dit het bietjie teruggegaan, maar ek is nou op 'n punt waar ek heeltemal verander hom. Soos jy sal weet, ek begin met my bevryding. Daar was hektiek geweest, aan 'n eye-opener in jou lewe en daar het ek weer besef wat is my roeping. En dis waar ek nou besluit het, weet jy wat, van nou af gaan ek my alle aandag gee aan die Here om vir hom te wys, ek is daar vir hom, ek lewe vir hom. Ja. Maar ek gaan doen wat hy my gevra het om te doen. En dis om te gaan hoe kan ek sê, outreach work doen binne in die tronk. En ek het net 1 tronk wat ek nou wil gaan, ek daar's nie 'n klomp ander, daar's net 1 tronk en dis Gossie Mampoedo se hooggevangenis. Dis al jou moordenaars is, al jou dwelm, jy kan sê drug lords, jou rapist, al die mense is daarso. En dis die mense wat ek mee gaan praat, en ek dink die mense wat die meeste nodig het. Wow. En ek het daai siening oor my lewe gekry,
ja, dat was ook 'n bietjie weird image, waar ek voor 'n altaar staan of agter die preekstoel staan en ek preek vir mense. Ek het net gesien dat mense in oranje kleed. En dit het my laat skrik ook. Want ek het daar voorgestaan en ek weet nie wat te doen nie en ek weet nie wat te sê nie. En toe staan die hele lank my weer en sê vir my, al wat jy moet vir hulle sê is, you are forgiven. En dan sal dit vanself gaan praat. Ja. En dis waar ek weer geskrik het. En toe sê ek vir myself, dis wat ek gaan doen. Die boek skryf, weet nie wanneer gaan dit begin nie. Maar dit sal ook net sy tyd gebeur. Die ding is net vir my so amazing is, Jaco, dat die Here sê vir jou, jy hoef nooit te bekommer wat gaan jy sê nie, want die Here sê in sy woord, ek sal my gees in jou sit, en sy woorde in jou mond en hy sal vir jou help. So jy moet net gewillig wees en op te daag en net die wil van die Here te doen in jou lewe. Kom ons gaan net gou terug na die ongeluk toe, waar jy die wonderwerk ervaar het toe die vrou jou foon gevat het. Vertel gou 'n bietjie vir ons daai wonderwerk ook. Al wat ons ongeluk uit kon kry was my foon. Ek het hy bril gedra, hy bril alles is waar, maar sy het my foon gekry. So my foon het either kan jy 'n password gebruik aan te unlock of face recognition. Ek het by grond gelê. Sy is nie naby my gewees nie. Sy het my foon gevat, opgeswipe en toe unlock my foon. En obviously wat gebeur is die laaste persoon wat gebel het was vir Ursula my verloofde en toe wel sou. En sy sê vir jou man was 'n ongeluk. Ek glo sy man, maar hy was sopas 'n kar ongeluk en die kar het in brand geslaan. Eerste, kyk as iemand my gemeld het van sê eerste ding wat jy gaan kry is by wat gaan aan. Ja. Sy het haar foon laat val en my boetie het die vrou toe terugbel op my foon, maar daar was weer wonderwerk van die Here geweest want hoe kan sy my foon unlock maar ek is glad nie by haar nie. En daai tyd was sy ook nog nie gelaai as die emergency contact op my foon. Ek het nog nie dit opgeset nie. En die vrou die foon het geunlock en daar gaan dit. En dit is like die ding is ook vir wat anders was 'n dokter het gestop langs die pad. En sy het vir die dokter gesê maar hierso. Die man lyk die mekaar, ek praat nie, hy is heeltemal die mekaar. En toe ek kom met die kar uit kon hy ry na kan rank nie. En die vrou het net toevallig my oop gemaak en gesê hoorie. Hy het tot possibly sample gehad. Hy lê in shit. En dit was so ook 'n ding geweest dat die Here het haar gestuur want die ander vrou het nie wat aangeneem. En ek het nog al die mense daai tyd gaan dank sê die ambulansmense. Ja. Ek het spesifiek na daai vrou toe persoonlik toe gegaan en vir haar dankie sê. Wat ek amper glad met haar kon praat, soos ek gehuil het. Sure. Maar dit het ook my hele lewe gedraai want daai tipe van die ongeluk gelyk het. Ek sou vir nog foto's aanstuur, dit is crazy hoe dat jy kan nie as ek ken my nie. En hoe ek lyk het my breinoperasie, as ek kom vat. Ek dink dit gaan leef nie. Want dit is soos jou hartoperasie, longoperasie, jy weet nie of jy uit gaan kom nie. Nee. Jy is vandag 6 jaar is ek reg is skoon. Ja. En geen met dwelms gedoen na die tyd nie. Ek wil nou vir jou 'n persoonlike vraag vra Jaco. En ek dink baie mense wat na jou getuienis luister en sê ja, ek was ook daar in my lewe. Ek het ook dwelms gebruik, ek het alkohol gebruik en party is dalk nog vasgevang in 'n verslawing. En dit kan enige verslawing wees want 'n verslawing het 'n wortel. Ja. Toe jy deur jou bevrydingproses gegaan het jy besef daai wortel van alles wat jy die keuses wat jy gemaak het, die besluite wat jy gemaak het in jou lewe was as gevolg van 'n wortel en dinge ook soos met jou oupa wat oorlede is en jy het nooit daai goed verwerk nie in jou lewe. Dit is trauma waardeur jy gaan, daai trauma gaan sit by jou en dit is net een ding wat op die ander ding stek en as gevolg van omdat jy nie met goed deel in jou lewe nie, op die ou end is daar 'n uiting. Ja. Vertel net vir ons 'n bietjie jou ervaring met dit waardeur jy gegaan het. As jy vandag moet terugkyk en jy sien jou lewe deur en jy dink, "Joh, hoe het Satan dit my lewe eintlik verwoes?" So met die bevrydingsproses het ek agterkom ja, waar die woord van elke ding lê. Hoekom het gebeur wat het gebeur? Hoekom het dit so gebeur? Hoekom het daai tyd gebeur? En hoekom het dit so erg gegaan? Toe het ek agterkom maar die probleem lê nie by iemand anders mense maar lê by my self. Want ek het daai besluit gemaak, ek kon besluit het of ek dit wou doen of nie. En Satan het aanhoudend aangeval en dis moet ek teruggeval het en teruggeval nie goed toe. En ook soos jy gepraat met my oupa oor dit. Ek het nooit om laat gaan nie. Nooit. Ek het daai seer saam my gehad. Ons het daai ritueel gehad as ons deur reis en dan stop ons by sy graf want hy is begrawe in Heidelberg. En hy gou van Black Label. Dan het ons sy Black Label gekoop, ook al saam met familie en soos almal van ons eigenlijk gekoop het, ons een op sy graf gesit het. Want dit was sy favorite ding gedrink het. Ek dink ek ken daai laaste keer was nie. Ek dink dit was seker dat was 2 jaar terug gewees. Van nog daarom op posisie, maar ek het nooit laat gaan nie. En soos ek weet, die Here sê as jy nie daai persoon laat gaan nie, gaan hulle nooit kan opgaan nie. En hulle gaan nooit kan jy moet dit laat gaan, anders kan hulle nie obviously op die ander net gaan nie. En dit is een van die goeds gewees. En my wortel van die dwelms was dit was my eie besluit gewees. Ek wou ontslae van pyn en dit vat jou pyn weg. Maar dit vererger ook die pyn die volgende dag weer. Want dan begin jy besef wat eintlik aangaan. En dan begin mens meer en meer soek want jy wil jou pyn wegvat.
En dis wat die pyn, dis wat die een ding was. Daai was my eie wortel wat ek moes ontslaa van. Ja. En ek moes mense vergewe my verlede wat ek nooit vergewe het nie. Daai gedeelte sal ons maar nie, ek kan dit losmaak het mense nooit vergewe nie, wat ek moes vergewe het. En wat ek moes laat vra het vergifnis, waarvan ek na my bevryding sê, het ek mense gewhatsap en hulle sê hulle vergewe jou. Dan sal ek maar weer so waarvan praat jy. Maar ek weet waarvan ek praat, maar hulle weet glad nie. Die ding is ek weet ek het vergewe, so my gedeelte is reg. En ek vra vergifnis, so ek hoop hulle het vir die vergifnis. Ek weet nie of hulle my vergewe het al nie, maar ek voel maar ek het my deel gedoen. En dit het my lewe net so gedraai. Nou, En dit maak jou vry. Dit maak jou vry. Dit is vir my interessant, soos dat jy praat, laat my so dink aan my kinderjare, al die bygelowe wat mense gehad het as kinds, want jy verstaan nie die geestesrealm nie. So nou sê mense goeders en dit sit jou in bondage. Dit sit jou in bondage want jy is onkundig in dit. En jy weet nie regtig hoe om hierdie goed te deel nie, want daar word nie vir jou dit geleer nie. En dan wanneer jy die Here ontmoet, dan wys die Here vir jou eintlik hoe maklik dit is om vry te kom van hierdie goed. En wanneer jy dan daardeur gaan, dan besef jy, Here, maar nou kan ek regtig waar vry wees van hierdie goeders wat ek vir soveel jare aan hierdie sak gedra het, en jy het net gevoel hoe raak hierdie ding net al hoe ligter en ligter. Dis waar die lekker ding kom. Ek het en dit is nog 'n ding wat kom. Dit was my daarom moet ek meneer gewees. Waar ek besef het hy is nou tyd. Hy het my nou geroep die laaste keer en hy het my nou geroep en ek moet nou doen wat hy nou sê vir my. En ek het julle getuienis gekyk wat ek love. Dan kyk ons volg dit permanent. En daai aand het ons vir pastoor Leon de Bree gekyk. En hy doen bevryding. Maar hy is in Engels, it's deliverance. En terwyl ek dit nou kyk, is dat gewerk die dag en ek het gekyk, als ek goed begin kyk en daai aand toe droom ek 'n droom. Waar soos wat hulle shows sal hê die actors ook opmaak en almal hardloop in. En ek en Ursa stap aan die hand en Joshua stap langs ons. Dis nou oudste seun. En toe roep iemand my by naam en sê van Jacob Boysen, maar jy moet daai kant ingaan met die kant ek. En toe ek omdraai, toe hy ken ek nie die gesig nie. Want hoe kan die ou my naam ken? Hy weet nie eens waarvan ek kom nie. Stap ons hierdie klein hek en toe ek daar staan. En dit is presies soos die movie The Shack waar die mense so omstaan. Ek het toevallig die movie na onlangs gekyk. Toe staan al die mense so om my. Sure. En ek kon van hulle nie eens herken nie, ek weet nie wie hulle is nie, maar van die mense ken ek. En dis mense wat ek nie vergewe het, mense wat my nie vergewe het nie, mense wat ek wat se lewe goed uitgespreek het. Maar soos ek vir sê, as een persoon nie afstaan, dit is my oupa. Sure. Want ek het niks teen hom gehad, en hy het niks teen my gehad. En ek het hom lankal vergewe, vir iets wat hy nie gedoen het nie, want ek het hom net vergewe, want ek wil vergewe. Maar hy is nie as persoon die afstaan. Sure. My ouers, my broers, my sussie, familie, vriende, is daar gestaan ook. Wat ek al vra vergifnis en sê van te my vergewe. Ja, natuurlijk. Maar dit is ding van, met toe ek kom by die bevryding, toe sit like, en daai toe geweet is die Here wat my daar geroep het en gesê, dit is nou tyd, en as hy het my gesê op my naam, hoor jy, dit is nou tyd. Ja. En toe het ek besef, dit is nou tyd vir bevryding. En toe ek my eerste bevrydigingssessie weer gehad het, toe sit like, al soveel tonne goed van my skouers af, want toe ek dadelik van daar op die werk instap, toe het mense het, man, ek kon my nie herken nie. Wow. Want ek het smaak van gesê elke dag by die werk. Ek kan nie meer kwaad word nie, ek kan nie meer beklei met mense nie, ek bly so rustig en as ek met mense praat, kliënte, dit is asof ek mense trek na my toe, wat ook bevryding al gehad het, en dit nou nie weer by my gebeur. Sure. Dan begin die mense, en dan praat nie eens met karre verkoop nie, ons praat oor nou oor ons lewens. Ja. Dit is wat gebeur. Was vergifnis, onvergifnis, of om te vergewe, en dan ook om vergifnis te gaan vra, vir jou 'n baie moeilike ding om te doen? So, daar's mense dat ek moes boodskap voorstuur, dat ek vir hulle sê ek vergewe hulle. Want ek dink dit vat guts. Ja, daar was 'n moeilike een gewees. Ons sal nie daarin gaan diepte op, Nee. was nie, maar Maar jou gevoel, dit hoe was was moeilik, dit? dit was baie moeilik, want ek het baie haat en baie kwaad gehad. Ja. En toe gaan sê ek eers vir die persoon ek vergewe hulle. Ek het nie half persoon gaan vra vir vergifnis nie. En die persoon dadelik vir my sê hierso, waarvan praat jy? Wat bedoel jy nou? So ek lees altyd vir hom sê dis ek vergewe jou in aanhalingstekens. Dis soos okay, sê ek vir dis niks, ek bedoel niks leliks nie, ek is van niks dat iets wil opbring nie, maar ek sê vir ek vergewe jou, dis al wat ek wil sê. Ek nie sorry. En die persoon het my teruggestuur sê ja, dit gaan my nou nie laat op. Ek sê vir die persoon moet nie verder worry nie. En toe stuur hy my terug maar minister sê, ek gaan nie worry, dit gaan my nie nagte laat ophou met slaap op my slaap. Maar jy het vrygekom. Ja, ek het vrygekom. Want dit is die belangrike deel, want dis die Here vir jou daai opdrag gee, jy moet vergewe en jy moet gaan vryspreek, en dan moet jy partykeer ook gaan vergifnis vra. Daai versoening,
is baie keer moeilik vir mense. Ek dink baie mense sit vas. Soos wat ons ook mense bedien, weet ons, dit is een van die moeilikste dinge wat mense sukkel, is om te vergewe en vry te spreek, veral as hulle jou so diep te nagekom het, en partykeer as dit familie is, jy weet, of jou naaste vriende, jou closeste vriende, om daai mense te vergewe is nie maklik nie. Dit is maklik om jou werker te vergewe of jou baas te vergewe. Dit is maklik, want hulle is nie so in jou space, in jou binnekring nie. Maar dis daai binnekring wat moeilik is om te vergewe en vry te spreek. Moeilik soos daai close mense. Maar as jy eers net, want jy kan dit net doen deur Pieter dit is nou iets wat ek met die kykers wil deel. Daar is dalk iemand wat vandag sukkel om te vergewe en vry te spreek, maar Pieter verduidelik dit altyd so mooi as ons mense werk, as ons met bevryding sit en weet of net saam met hulle sit om hulle te help om los te kom van hierdie goeders wat hulle so vashou. Dan sê hy vir hulle, wat het Jesus op die kruis gedoen? Hy het gekyk en hy het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Soos jy vandag sukkel en jy sit met hierdie bitterheid en hierdie onvergifnis in jou hart en jy kan net nie loskom daarvan om iemand te vergewe nie. Al wat jy hoef te doen is net om te sê, Here, help my vandag om hierdie persoon te vergewe. En dan sê jy, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. En dan neem jy daai besluit om te sê, okay, Here, ek skei die bose magte wat in daai persoon was, wat hom gedryf het om dit te doen. En ek sien die beeld van Christus in daai persoon, en ek sien deur die oë van Jesus, soos wat hy op die kruis gehang het, en jy sê dan, Here, ek kies vandag om daai persoon te vergewe en vry te spreek, en ek beloof vir jou, soveel ketTINGs gaan van jou afbreek, en jy gaan beter voel. Jaco, watse woord het jy vandag vir die kykers? So, my mening is, as jy nie kan vergewe nie, hoe wil jy vergifnis gaan vra? Jy moet kan vergewe, al is dit hoe moeilik, hoe hard. Gaan vergewe net, al doen jy het, al gaan sê jy vir die persoon self in persoon of telefoon nie, gaan en doen dit in jou eie gedagte, in jou eie gees en siel, gaan sê jy vergewe, jy gaan sê vir die Here, Vader, I forgive this person for whatever they have done, or I have done to anyone else or myself, en dan gaan vra jy vergifnis, want jy kan nie gaan vergifnis vra van ons Vader af, ons hemelse Vader af, as jy nie kan vergewe nie, want hoe wil jy, hy het jou vergewe vir jou sondes, so jy moet gaan kan vergewe, en ek sê altyd, vir enige sonde in die wêreld sal jy kan vergewe word, as jy vergifnis vra daarvoor, maar onthou net jy moet self vergewe, en vir 'n persoon wat vasgevang is, soos wat ek nie vasgevang was, daar is altyd 'n manier uit, en dis die almagtige God, en Vader, maar jy moet vir hom gaan vra vir hulp, en as dit naaste familie is, sal jy jou gaan help, sal jy help, onthou, as jy nie gaan hulp kan vra nie, hoe wil jy verwag iemand met jou kom jou te help, dit gaan nie net kom, jy moet gaan vra vir hulp, en dit wat ek gaan doen het, nou nie familie nie, so, dit inderdaad by familie nie, maar ek het die ontmoeting met Here gehad, en hy het ons Vader het vir my gesê, hy sê, dis nou tyd. Ja. Na 3 keer het hy my geroep, toe kom ek eers aan toe, so, ek voel, mense al weet, jy moet net, as jy nie weet wat doen jy nie, jy kan my gaan SMS op my WhatsApp, hulle sal my kontakpersoon los, en dan kan ek vir jou wys, wat het ek deur gegaan, en dan sal jy besef, maar daar is 'n liewe Vader daarbo, wat na jou kyk die hele tyd, wat langs jou staan, links en regs, agter jou, voor jou, wat 24/7 om jou staan, vir altyd en ewig, hy sal altyd al by jou wees. Dankie dat jy jou kontakbesonderhede beskikbaar stel vir iemand, veral dalk 'n man wat sukkel om, jy weet, met hierdie dinge, en hy het dalk net iemand, 'n man-to-man nodig, jy weet, om met iemand te praat wat kan verstaan waar hy gaan, en is like, hoorie, Jaco, help my, asseblief. Baie dankie, Jaco. Ek glo nie wat te doen het, dit is baie lekker eintlik. Ja, en mag die Here jou seën. En ons wil net vir jou 'n beker gee van die getuienisspan af. En geniet hom as jy daar uitdrink. Nog een om by die werk om weer te drink. Nog een om by die werk te drink. Dankie vir jou getuienis, Jaco. Ons bless jou in die naam van Jesus. Nog baie dankie, ek waardeer dit opreg. Ons is baie opgewonde oor hierdie getuienis, want ons weet die vyand se taktiek is om ons in gevangene te hou. En as ons nie kan vergewe en loskom nie, het hy dan kry hy so lekker. Maar vandag bid ek dat julle almal gaan vrykom wat na hierdie getuienis geluister het. Ons groet julle tot 'n volgende keer. Shalom.